In Handelinge 1 vers 8 beloof die Here Jesus Christus die sending van die Heilige Gees vir God se kinders. Hierdie was 'n baie groot belofte wat baie wonderlike dinge vir 'n mens inhou, in besonder dat God sy krag met ons sal deel deur die koms van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is juis die Heilige Gees wat ons die krag gee tot wedergeboorte. In 'n mens self, met jou beste pogings, kan jy nie wedergebore word nie. Dit is die Heilige Gees wat 'n mens wederbaar. Dit is sy krag wat in 'n mens werk. Wanneer daar 'n bewustheid en 'n oortuiging kom van sonde in 'n mens se lewe, dan is dit nie iets wat jy uitdink nie. Dit is nie sommer maar net jou gewete wat jou pla nie. Dit is die krag van die Heilige Gees wat jou oortuig dat hierdie of daardie 'n sonde is. Wanneer 'n mens deur die bose versoek word en jy weerstaan daardie versoeking suksesvol, is dit verseker nie uit jou eie vermoë en krag nie. Nee, dit is die Heilige Gees wat 'n mens daardie krag gee om daardie versoekinge te weerstaan en die aanslag van die bose te bowe te kom. So werk die krag van die Heilige Gees voortdurend in 'n mens. Voor jou wedergeboorte en bekering het jy nooit met vreemdelinge oor die Here gepraat nie. Na jy die Heilige Gees ontvang het sy krag so sterk aan jou begin werk, dat jy jouself gedrewe voel om met mense te praat oor die Here. Daardie persoon by die werk wat deur 'n moeilike tyd gaan, hier het jy nou 'n vrymoedigheid om met hom te praat en hom te bemoedig, waar jy dit nooit voorheen gehad het nie. Wat gebeur? Dis die krag van die Heilige Gees wat in jou werk om 'n getuie te wees vir die Here Jesus. Daar's 'n vrymoedigheid wat jy nooit voorheen gehad het nie, waaroor jy nou beskik. Dit is 'n hemelse vrymoedigheid. Dit is 'n goddelike vrymoedigheid. Waar jy vroeër skaam was om voor mense te bid of vir mense te bid, is dit nou vir jou maklik om vir iemand te bid, saam met hom te bid, wat deur 'n moeilike tydperk in sy lewe gaan. Wat gebeur? Is dit jy? Nee, dis die krag van die Heilige Gees wat in jou werk. Hoeveel mense het nadat hulle die Heilige Gees ontvang het sendelinge geword, evangeliste. Dit kan mense wees wat vroeër God nie wou ken nie, maar toe hulle die Heilige Gees ontvang, het die hemelse krag in hulle gewerk, het hulle getuies van die Here Jesus geword. Die sonnaskoolonderwyser, is dit uit homself? Nee, dis die krag van God wat in hom werk. Besef vandag, daar is 'n hemelse krag wat in jou werk, en besef, daardie krag werk heeltyd in jou. Wanneer ander moedeloos raak en hulle lewens wil neem, wat gebeur met jou? Wanneer jy moedeloos raak, jy skep weer moed, jy glo weer opnuut, jy gaan lê nie. Is dit deur jouself? Nooit. Dis deur die krag van die Heilige Gees wat in jou werk. Wanneer jy begeerte het om nader aan die Here te leef, wanneer jy 'n begeerte het om te bid, 'n gebedslewe te hê, is dit deur jouself? Nooit, nooit, nooit. Dis deur die kragwerking van die Heilige Gees, wat jou inspireer na sy woord toe, wat jou inspireer na 'n lewe van gebed. Moet nooit die kragwerking van die Heilige Gees onderskat in jou lewe nie. En weet jy wat? Sy krag wil aldeur meer en meer in jou werk. En hoe meer jy oorgee aan die bestuur van die Heilige Gees in jou lewe, hoe meer sal sy krag vrygestel word om op baie terreine van hierdie lewe aktief, werksaam sal wees
om jou geestelike lewe te bevorder en te verryk, maar ook om 'n lewende getuie te wees, oral oor waar jy kom, 'n getuienis van God se liefde. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U hierdie belofte van die uitstorting van krag van die Heilige Gees in ons lewe, dat U dit gestand hou, dat ons konstant ervaar dat die krag van die Heilige Gees binne in ons werk. Hoe loof ons U vir die Heilige Gees. Ons prys U en sê opnuut vir die Heilige Gees, welkom o Heilige Gees, bekragtig ons dag na dag. Welkom in ons lewe, woon in ons, werk in ons. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.